Kijk, goeiemorgen graad 7 op 2 is by my in die klas, so as iemand iets sê, dan gaan jy weet wie die skuldige is. Desimale breuke, waar ons gehoor gesels, omdat ons soveel verskillende konsepte kan toets. So ek gaan gou vinnig 'n recap doen oor alles wat ek vir jou moontlik kan vra in die vraestel, en dan gaan ons vanaf aan. Goed, so ons gaan begin met plekwaardes. Belangrik om te weet watter spasie elke getal hier vol staan en hoe ons dan met dit werk. So ons weet natuurlik dat die 0 wat aan hierdie kant van die komma is, hy is nog deel van ons ene. Aan hierdie kant het ons dan daai 4 getalle, waar ons 7 is deel van ons tiendes. Tiendes soos in die breek 1 op 10. So as jy daai moet gaan oorskryf as 'n gewone breek, dan weet jy, dan sê tiendes, die naam sê vir jou eintlik op wat hy moet gaan staan. Hier sou jy jou honderdstes, wat 1 op 100 verteenwoordig. Hier het jy jou duisendstes, 1 op 1000, en jou 10.000stes, 1 op 10.000. So, in effek, as jy hierdie getalle gaan skryf as breuke, gaan jy dit op die volgende getalle gaan skryf. En dan belangrik, wanneer jy vir my die getal self benoem, kan jy mos die woord skryf, of jy kan net die afkorting gaan skryf. Die afkorting vir desimale breuke moet klein letters wees. As jy hoofletters gaan skryf, en ek dink jy praat van die getal aan hierdie kant, wat 'n heel getal is, dan verloor jy jou punt outomaties. So my voorstel is geskryf, jy moet net die woord moet nie lui wees nie. Kyk, van daar af spring ons oor na tel in veelvoudig. 'n vraag wat baie van julle in die eerste kwartaal uitgevang het. En ek gee vir jou soveel leidrade in die vraag, is eintlik moeilik om nie volpunte daarvoor te kry nie. So ek sê vir jou, jy moet vir my tel in veelvoude van 0,13. Jy begin by 0 en jy moet eindig by 0,52. So ek gee vir jou eintlik 2 van jou antwoorde klaar. So jy gaan begin by 0, 0,13, 0,26, 0,39 en jou laaste een weet jy, gaan ek dit hier onderskryf, 0,52. En dan kry jy 2 punte. Nommer 1, het jy die opdrag uitgevoer, het jy begin by 0 en geëindig by 0,52, ja, dis 1 punt. Tweede punt, is die veelvoude tussenin ook reg. 2 punte, baie eenvoudig, jy moet net tel in die veelvoude van 'n desimale getal. Die laaste enetjie, afronding, en ek verstaan eerlikwaar nie hoekom die afronding so moeilik is met desimales nie, want die reël wat ons gebruik is dieselfde wanneer ons afrond aan die laaste 10, 100 en 1000. Dis net getalle langs aan mekaar, hulle het nou nie 'n groter waarde nie. So, ek gee vir jou 'n getalletjie met 3 desimale syfers. Ek sê vir jou, jy moet vir my afrond tot die naaste tweede desimaal. Goed, wat dit beteken is jou antwoord kan net 2 desimale getalle hê. So, maar jy kan nie net hierdie getalletjie weggooi nie. Jy moet gaan kyk, gaan hy veroorsaak dat dit meer raak of dieselfde bly? Goed, so enige getal se waarde tussen 0 en 4, of tussen 1 en 4, skus, gaan beteken dat daai getal dieselfde bly, so die 2 bly 2. 'n getal tussen 5 en 9 aan hierdie kant gaan maak dat dit 1 meer word. So in hierdie geval het ons 'n 6, so ons antwoord is 0,73, want as 'n 6 so beteken die 2 moet 1 meer word. Aan hierdie kant tot die derde desimaal, so ek gee vir jou 4 desimale getalle, nou moet jy dit skryf tot die naaste derde desimaal, selfde reël, so jy gebruik die laaste getalletjie om vir jou aan te dui of hy dieselfde bly of 1 meer raak. Daai is 'n 3, dit beteken daai 3 gaan dieselfde bly, so jou antwoord is 0,743. Daai is die eerste 3 konsepte wat baie belangrik is. Dan gaan ons die bord skoonmaak. Dan doen ons gou die plus, maal en minus. Goed, graad 7 is optel, aftrek, maal. Die optel en die aftrek is baie eenvoudig. Die eerste ding wat jy moet onthou is om jou kommaatjie te gaan plaas waar hy moet wees. By die maal is daar nog 'n reël wat ons moet onthou. Goed. So ek begin altyd soos om 'n klaar my kommaatjie neer en dan begin ek optel soos normaal. 6 plus 6 is 12, dra die 1 oor, 1 plus 2 is 3, plus 7 is 10, dra weer die 1 oor, 1 plus 7 is 8, plus 9 is 17, dra die 1 oor, 1 plus 4 is 5, plus 8, 13, 1 plus 1 is 2, plus 1 is 3, daai nou by sy is, en 3 plus 4 is 7. Solank as daai kommetjie daar is, fantasties, en ek gee vir jou punte, vir beide kante van jou komma, is jou heel getalle reg, is jou desimale getalle reg opgetel. Right, by die minus, presies dieselfde, sit die desimale teken neer, en dan begin jy met jou som, 6 minus 5 is 1, 8 minus 7, ons kan nie, ons gaan leen. Daai raak 6, dat ons 18 minus 9, wat 9 is,
6 minus 4 is 2. 2 minus 7, ons kan nie, ons gaan leen, daar raak 0. Daar raak 12. 12 minus 7 is 5. 0 minus 3 kan nie, gaan leen, daar raak 3, daar raak 10. 10 minus 3 is 7. En 3 minus 1 is 2. Optel en aftrek, presies soos wat ons normale optel en aftrek doen. Enigste verskil is daar 'n desimale teken wat die twee kante van mekaar skei. Nou kom dit by die maalsom. Die maalsom werk 'n bietjie anders en ek het hom juist eers so gaan skryf sodat ek kan wys wat die beste opsie is om hom weer oor te skryf. So, dit is 12,8 maal 3,67. So 12,8 natuurlik bo maal 3,67. En omdat die onderste getal 2 desimales het, is dit soms makliker om net vir die 0 te gaan neersit. Dan maak jy dit dieselfde, dan vergeet jy nie van 'n posisie wat jy moet optel nie. Goed. En dan van daar af doen jy 'n normale maalsommetjie. 7 maal 0, 0. 7 maal 8, 56. 7 maal 2, 14 plus 5 is 19. 7 maal 1 is 7 plus 1 is 8. Goed, dan moet jy onthou as jy die 6 toe gaan, moet jy jou plekhouer neersit. 6 maal 0 is 0. 6 maal 8, 48. 6 maal 2 is 12 plus 4 is 16. 6 maal 1 is 6 plus 1 is 7. 2 plekhouers voordat jy met die 3 maal. 3 maal 0 is 0. 3 maal 8, 24. 3 maal 2 is 6 plus 2 is 8. 3 maal 1 is 3. Goed, en nou tel ons op. Alles presies soos wat normale vermenigvuldiging werk. Die nulle by 0. 6 plus 0 is 6. 9 plus 8, 17. 9 plus 6 is 15, plus 4 is 19. 8 of 1 plus 7 is 8, plus 8 is 16. En dan 1 plus 3 is 4. Goed, maar nou moet jy gaan kyk. Jy kan nooit vergeet om 'n desimale teken weer te gaan plaas nie, maar jy moet gaan kyk na die getalle waarmee jy gemaal het. Hoeveel desimale getalle is daar in totaal? Daar's 2 by die boonste getal en 2 by die onderste getal, so daar's 4 in totaal. So dan moet jy van agteraf gaan tel 1, 2, 3, 4 en dan kan jy eers jou desimale teken gaan neersit vir jou finale antwoord. So, dit is desimale breuke wat ek vir jou in die vraestel kan vra, alles opgesom. Klaar.